Plettervat. 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 Oh, plettervat. Plettervat. Goeienaand en is so lekker om elke van julle te sien vanaand en ek hoop regtig dat julle bly is om hier te wees en wat 'n ongelooflike voorreg om so terwyl ons die aanbidding luister en besig is om Here te loof en prys om Jenny net in daai oomblik te wees en te besef dat hierdie voorreg wat ons het om op so 'n aand by mekaar te kom is iets ongelooflik. Nou ek dink nie dis enigstens 'n geheim om te sê dat ek regtig toe ek groot geword het gedroom het om eendag rugby te kan speel vir 'n lewe nie. Nou, ek wil dit nie vir julle spoil nie, maar dit het toe nie gebeur nie. Maar op pad soontoe en ek dink een van die grootste oomblikke wat ek dit besef het, was 'n oomblik wat ek gehad het so op universiteit. Die geleentheid gehad om 'n onoffisiële hoe kan ek sê 'n debut te maak vir die Pik se eerste span en opgewonde, nooi vriende, nooi familie, sê vir hulle kan nie die geleentheid mis nie. En dis 'n geleentheid waar ons eintlik maar teen die dorp se eerste span gespeel het en nooi vriende en dink ons gaan die tyd van ons lewe hê want die dorp se eerste span is glad nie vergelykbaar met die universiteit se eerste span nie. Ek meen ons is meer professioneel en ons weet meer wat aangaan en soos ek nou vir my vriende sê teen wie ons speel en die lekker tyd wat ons gaan hê, hoor ek baie keer mense sê, "Wat speel jy?" En dan sê ek nie, "Ek speel binne senter." "O, so jy speel teen Takkie." Dink ek, Takkie, nee, dit klink of ek 'n lekker tyd gaan hê. Ek meen hoe moet 'n ou lyk wat Takkie genoem word? Dit gaan 'n voorreg wees om teen Takkie te speel en so gaan ek na 'n ander vriend toe sê vir hom, "Ons speel vanaand en ek het die voorreg om my debuut te maak vir die eerste span en ek sien so uit en dit gaan 'n lekker tyd wees." En ek sê weer eens, "Ons speel teen Potch." En hulle sê, "O, so jy speel teen Takkie." Ek dink by myself, hierdie Takkie klink soos die enigste ou wat goed is in daai span. En nietemin gaan op die veld, staan oorkant iemand en ek dink by myself, alles wat ek gehoor het van hierdie ou is leuns. Want ek speel nie teen 'n Takkie nie, ek speel teen 'n stomp. En eers dog ek dis die verkeerde speler teen wie hoor ek staan op binne senter en ek kyk vir 'n oomblik en ek dink by myself, ek wil nie sê hierdie ou speel 1 of 3 nie, want dit lyk of hy 1, 2 en 3 saam kan speel. Massiewe oenit van 'n persoon en dink toe, okay, as jy so groot is, kan jy nie vinnig beweeg nie. En onthou die eerste keer wat ek die bal kry, sweef ek so 'n bietjie verbygaan deur en ek dink hierdie gaan baie lekker wees. Tot die volgende oomblik. Ontvang die bal en kom ek sê so, die reeks wil mens afskop. Plettervat, dis wat ek ontvang het. Is seker een van die grootste duikslae wat ek in my lewe kan onthou en dis die probleem. Is wanneer jy baie hard geduik word, dis een wat jy nie wil onthou nie. En dis presies wat gebeur het. Ek het daar gelê, wind uit. Ek weet nie hoe hy dit reg kry, maar sy kop het hy in my borsbeen ingehardloop so reguit. My daar plat getrek en ek onthou ek lê vir 'n oomblik daar en die ou wat die bal vir my gepaas het kom na my toe en ek sê jy gaan weg. Ek wil nie met jou praat nie. En ek onthou my buitesenter, een van my beste vriende kom na my toe en hy kyk so hy kom van die Kaap af. Hy sê, "Sjoe broer, jy's klaar, né?" En ek sê vir hom, "Ek klaar en dit het my lank gevat. Ek was so hard geduik, ek dink by myself, ek's fine net hierso vir die res van my lewe. Ek dink nie ek wil enigstens weer opstaan nie. En miskien sit jy hierso en dit is nou al Junie en ons is so halfpad deur die jaar en 'n interessante feit, gister was die kortste dag en die langste nag en goeie nuus, die seisoen begin draai. Die 21ste Junie is die kortste dag en die langste nag en miskien voel dit vir jou of dit die lang na is en dit voel vir jou regtig of dit werklik winter is en lewe is so bietjie moeilik en lewe slaan jou hart en jy vra half die vraag, maar ek weet nie meer of ek kan aangaan nie. Ek is nie seker of ek vorentoe kan beweeg van hier af nie. Ek weet nie of ek langer so kan aangaan nie. En as jy sit en dis jou gevoel, wil ek vir jou sê die reeks waarmee ons nou besig is presies wat elkeen van ons nou en dan in ons lewe mag ervaar. Net die definisie van plettervat, wat dit beteken, is 'n harde duikslag wat iemand in sy spore stuit. Nou ek weet, ons het so 1 of 2 keer al verduidelik hoe reeks werk, so ons het eintlik begin bespiegel oor, ja, ons moet 'n naam kry, ons weet presies die rigting waartoe ons wil beweeg. En ja, toe Tommy gesê, maar wat van plettervat? Ek het nie gedink dis 'n woord nie.
So ek hoop letterlik as ons hier uitloop vanaand en vir die volgende 3 weke dat dit 'n woord is vir die res van jou lewe gaan onthou. En wanneer jy hard geduik word en voel of jy nie meer kan opstaan nie, en die realiteit is dit hoef nie enigstens 'n duikslag te wees, 'n fisiese een te wees nie, dit kan emosionele een wees, 'n geestelike een waar jy voel lewe slaan net so hard, jy weet nie of die plek waar jy jou vind met jou finansiële omstandighede, die goed wat voor jou lê, die nuus wat jy lees oor moontlike petrolprys wat jy kan styg of dalk moontlik jou huwelik. Jy sit hier vanaand en jy's nie eers heeltemal seker of jy daar kan aangaan nie. Jy het dalk 'n toetsreeks wat op pad is, 'n rekordeksamen en jy dink, dit is 'n moeilike enetjie waarna ek uitsien en jy weet net nie na die eksamen wat nou verby is daar nie veel hoop nie. Moenie worry nie, ek het gesukkel, maar moenie my voorbeeld volg nie want ek het gedink, wow, predikante, hulle het nie wiskunde nodig nie en ek het nie. Totdat hulle vir jou vra om goed uit te werk en dan kry jy skaam daaroor. Maar in elk geval leer wat jy moet leer en wanneer jy voel jy het nie meer hoop nie, hou hoop. Dis die belangrike gedeelte. En dit voel vir jou of jy net nie meer verder kan aangaan. Jy is nie heeltemal seker of lewe die moeite werd is nie. So die titel van vanaand se boodskap is presies dit, wanneer lewe hard slaan, wat presies doen ek en jy? Wanneer ons voel ons kan nie meer aangaan nie, ons self vind in 'n situasie en ons is baie onseker oor wat die volgende tree is. Nou as jy jouself vind in daai situasie of in daai seisoen, ek het goeie nuus vir jou. Jy's nie die enigste een nie. Ons gaan vanaand na 'n storie in die Bybel kyk. En miskien het jy al die storie gehoor. Miskien ken jy die storie baie goed. Ek wil jou uitdaag om vir 'n oomblik stil te kan staan en maak of jy die storie vir die heel eerste keer hoor. Want jy kan ook goeie goed mis as jy net na die einde toe spring. As jy vorentoe beweeg en kyk na hoe dit uitgespeel het en hoe goed dit uitgedraai het, is daar 'n oomblik waar ons moet stil staan in hierdie teksgedeelte en regtig beleef wat hier plaasgevind het. In hierdie gedeelte sien ons hoe nie net een persoon se lewe letterlik eindig nie, maar hoe die persone om hom geraak word. Hoe die persone wat betrokke is, se lewe voel of hulle geblettervat is, of hulle in hulle spore gestuit is, of hulle gestop het net daar waar hulle is en hulle weet nie meer wat om te doen van hier af nie. In die gedeelte vind ons in Johannes. Nou so 'n klein bietjie konteks, een van Jesus se beste vriende, Lazarus, is iemand waarmee hy uitgehang het, mense waarmee hy gekuier het en hy ontvang nuus van sy suster af, van Maria af, dat Lazarus gaan dit nie maak nie, hulle het hom nodig om terug te kom en Jesus ontvang die nuus en maak die keuse om te bly net daar waar hy is. En te sê, hy gaan nie nou teruggaan nie, want ons 'n rede vir sy afwesigheid. En soos tyd aangaan, gebeur dit toe dat Lazarus doodgaan en hy's omtrent vir 4 dae dood en Jesus besluit toe om sy pad terug te maak en hy daag op by hierdie plek. En ek wil net gou vir 'n oomblik hê jy moet stil staan rondom hierdie, want ons kan vinnig net die storie lees en dink, okay, ja, iemand is oorlede en ons kom daarby uit en ons weet dalk hoe die storie eindig en as jy nie doen nie, spoiler alert, Lazarus staan net die doodheid op. Jesus doen sy werk soos wat hy gedoen het. Maar vir die mense wat daar was en wat hom geroep het, was dit nie die geval gewees nie. Dit was nie die geval dat alles net oukei is nie, want een van die mense wat baie bekend was in die dorp, een van Jesus se vriende, so baie naby vriende, is oorlede. En mense het hartseer, mense beleef 'n plettervat oomblik, mense beleef iets van seer, en hulle is heeltemal seker wat om van hier af vorentoe te doen nie. En ons het baie maniere hoe ons hierdie kan beskryf en miskien vir jou is dit dalk jou huwelik of miskien is dit dalk 'n situasie waar jy jouself bevind of miskien is dit net op die oomblik 'n verhouding wat nie heeltemal besig is om uit te werk nie en jy is net nie heeltemal seker hoe hierdie situasie uitspeel nie. Maar in hierdie geval was dit iemand se lewe. En Jesus daag op en ons gaan die storie optel in Johannes 11 vers 19 tot 21. En ons lees die volgende. Daar was nog 'n klomp mense by Martha en Maria, sy huis om hulle te troos. Toe die mense vir Martha kom sê dat Jesus op pad is sy dadelik uit na hom toe. Maria het in die huis bly sit. Here, begin Martha sommer dadelik toe sy hom sien. Waar was hy al die tyd? As hy net betyds hier was, kon ek nog my broer gesond gemaak het en dan kon hy nog geleef het. Tog het hy al die tyd een ding bly vashou. Ek weet God sal na u luister as u hom iets vra.
in hierdie oomblik beleef Martha en Maria iets ongelooflik en Martha kom na Jesus toe en sy sê ek weet dat as U was, as U betyds was, as U opgedaag het, weet ek dit kon anders gelyk het. En jy sit hier vanaand en hier's twee tipes mense teen vanaand, hier's mense wat hier sit en hulle het dalk hoop nodig vir 'n situasie waarin hulle self bevind en hulle is nie heeltemal seker of hulle glo in Jesus nie, hulle is heeltemal seker of hulle glo in die stelsel van kerk nie, hulle is nie heeltemal seker of hulle hier is omdat hulle hier vir die regte rede is nie. Maar hulle is op soek na iets en ons wil kyk na iemand en nodig dat iemand moet opdaag en jou situasie verander. Of jy sit mense wat oortuig is en weet, Jesus is wie hy sê hy is. Hy is die redder van die wêreld. Maar dit vat nog steeds nie weg dat hy nodig is in 'n situasie waar hy hom nodig het en jy is nie heeltemal seker of hy gaan opdaag. Jy is nie heeltemal seker of hy gaan doen wat hy graag wil doen of wat jy graag wil hê hy moet doen in jou situasie nie. En dan die gedeelte wat volg en ons lees dit lees dit so klein bietjie later, sien ons iets van Jesus se karakter en ons sien iets van wie hy is rondom 'n situasie waarin jy jouself dalk mag bevind. En hy sê die volgende, en ons beleef die volgende in Johannes 11 vers 38, bietjie later in die storie. Jesus het weer bewoog geword toe hy by die graf kom. Klein bietjie vroeër sê Jesus het gehuil. En ons hierdie waarheid wat elkeen van ons moet besef vandag is in jou situasie waar jy hopeloos voel, wat dit voel of jy nie vorentoe kan gaan nie, Jesus vind jou net daar waar jy is. En baie keer huil hy saam met jou voordat hy iets wil doen binne jou. En of jy nie heeltemal glo of nie, wil ek Jenny jou uitnooi om vir jou te sê, vat dit net vir 'n oomblik 'n kans. Vat die uitnodiging en kyk hoe gaan dit vir jou uitspeel, want hoe hierdie storie besig is om te draai is iets wat elkeen van ons moet beleef vanaand. Maar in die situasie waar jy jouself bevind, kan ons nie help om die volgende te voel nie. En terwyl ek besig was om voor te berei vir die boodskap, sien ek 'n skildery, iets wat ongelooflik mooi was, iets wat ek gesien het en iets wat perfek gaan illustreer hoe meeste van ons voel in 'n situasie waar ons nie hoop het vir 'n toekoms nie. En die skildery is die volgende, die foto se naam is die skildery se naam is Checkmate. En die persoon wat dit geverf het is Friedrich August, 'n Duitser in die 1900s. En hy het hierdie skildery geverf om iets uit te beeld en as jy na die skildery kan kyk, dan sal jy sien aan jou linkerkant is 'n persoon wat die figuur eintlik maar van die vyand sal verteenwoordig. Die duiwel, Satan, maak nie saak wat jy hom noem nie. Dis iemand wat amper 'n geestelike stryd verteenwoordig waar jy probeer altyd die regte goed doen, maar ons 'n geveg tussen jou en tussen hom en aan die regterkant is dit maar 'n persoon wat jy sal sien moedeloos is. Wat sit met hulle hand op hulle kop en hulle vind hulle self in so 'n situasie dat hulle nie uitweg sien nie. Kom ons wees vir 'n oomblik net gou eerlik met mekaar. Baie van ons is in daai situasie. Maar net nog nie die waagmoed gehad om te praat daaroor nie. Baie van ons sien onsself in daai skildery en besef ek is in my kas in. Want of jy nou skaak ken of nie, ek is nie die grootste boffin in skaak nie, is die persoon aan die regterkant besig om te verloor en inteendeel, hy staan op skaakmat. En baie keer dan voel dit of jy in jou situasie 'n skaakmat oomblik het en as dit kom by finansies is jy al op die punt om te sê maar ek gee heeltemal op. Ek sal amper op die punt waar ek 'n deel sal doen wat ek weet nie reg is nie. Waar ek 'n manier sal kry om iets onwettig te doen om net seker te maak dat die rekeninge betaal word, want mense moet eet. Families moet oorleef. Miskien is dit jou huwelik en jy's op daai punt waar jy kry net nie wat jy nodig het in jou huwelik en jy sit daar en jy's hopeloos en jy begin eintlik draai en dink maar miskien is die opsie of die uitweg om te skei of dalk 'n verhouding aan die kant waarvan niemand gaan weet nie. Van ons sit soos daai persoon en hierdie is dalk embarrassing om te sê, maar van ons voel terwyl jy ry op die pad, miskien as ek 'n vinnige links vat en hierdie boom reg voor my tref is alles verby. Miskien is dit dalk 'n handvol pille om te dink maar dit is net so erg, ek weet nie of ek 'n uitweg sien van hier af vorentoe nie. Ek is net nie seker of daar hoop is of daar toekoms is in my situasie nie. Nou eerlik, as jy kyk na hierdie storie in Johannes, kan ons dink hoe dis hoe Lazarus is gevoel het, dis hoe Lazarus self was oorlede, hy het nie eers meer iets om te voel nie.
Daar is geen hoop nie, daar is niks om te doen nie. So wat doen 'n mens presies as jy jouself vind in hierdie situasie? Wat doen jy as jy voel of dit skaakmat is en jy het net nie meer 'n toekoms nie, jy het nie meer 'n prentjie of 'n hoop vir iets wat mooier gaan gebeur nie? Wat doen 'n mens? Nou ek wil graag net hê julle moet weer daai prentjie gou opsit, daai skildery. Daar was 'n persoon met die naam, ek het dit hierso neergeskryf, Bobby Fischer, wat 'n skaakkampioen was. En op 'n dag, ek meen so het mense interpretasies oor die skildery en ek meen die persoon wat die skildery gemaak het hom geverf en hy het hom eenkant gesit en mense het hom ge-auction en baie keer het jy nie eens die geleentheid om die storie te hoor van die persoon wat die skildery geverf het nie. Maar op 'n dag loop hierdie wêreldkampioen Bobby Fischer verby en hy sien hierdie skildery en hy bestudeer dit en hy kyk en hy kyk en hy kyk en hy sien, maar wag 'n bietjie. Ja, die persoon aan die linkerkant staan op skaakmat, maar as jy mooi kyk, is as die koning skuif, is daar nog 'n kans. Hy werk dit toe so uit en hy het hierdie formule dat hierdie persoon wat lyk of hy plat is of hy nie meer kan vorentoe gaan nie, het die geleentheid om nog steeds hierdie wedstryd te wen, het nog steeds die geleentheid om hierdie ding heeltemal om te draai. Hy sê die geheim lê in die koning wat skuif. So wat doen 'n mens presies as jy nie heeltemal seker is wat om te doen nie? As jy heeltemal hoop verloor het en jy weet nie wat is die volgende tree of die volgende skuif om te maak nie. Die beginsel is eenvoudig. Is die koning moet skuif in my en jou lewe. Wat presies bedoel ek daarby? Is ek en my vrou het 'n verskriklike lekker argument gehad in die week wat verby is. Waar sy haarself so 'n klein bietjie vind in 'n situasie waar sy is net nie seker vir die volgende skuif is nie. Voel so klein bietjie stak, voel so klein bietjie hopeloos. Baie van my vriende op die oomblik vind hulle self in 'n situasie en ek dink daar's 'n seisoen waar baie van ons onsself vind en dit lyk so 'n bietjie donker en dit voel so 'n bietjie swaar. En wanneer mens kyk na daai storie, dink 'n mens besef vir die koning om te skuif moet jy spasie vir hom maak om te skuif. Ek en my vrou die gesprek om te sê die rede hoekom die koning nie kan skuif nie is omdat ons nie spasie maak vir hom te skuif nie. En net daarna besef ek, die rede hoekom ek nie hoop het nie, die rede hoekom ons nie hoop het nie, die rede hoekom my vriende nie hoop het nie, is omdat ons baie keer die koning net los waar is, want ons is so gefokus op dit wat ons sien voor ons. Ons is so gefokus op ons kan nie uitkom nie. Dit is plat, dit is verby, daar is nie meer hoop vir my of vir my familie nie. Ons is so vasgevang in wat om ons aangaan, dat ons nie besef, dat as ons net so klein bietjie spasie maak, vir die koning om te skuif, kan ons dalk 'n heeltemal ander prentjie sien uitspeel. Kan ons iets anders beleef van wat God in my en jou lewe wil doen. Kan ons iets sien van wat hy vir elkeen van ons graag wil hê. So prakties, hoe lyk hierdie? Hoe kry mens weer hoop terug? En ons gaan terug na die storie toe in Johannes en ek is mal oor hoe hierdie afspeel. Wat as jy ooit gewonder het, wat is die krag wat die God van die heelal besit? Daar is nie einde aan sy krag nie, daar is nie 'n stop aan wie hy is nie. Hy kan doen net wat hy wil, wanneer hy wil, en partykeer kies hy om ons te los in 'n situasie vir 'n klein oomblik. Dat jy kan besef, die krag lê nie in jou nie. Die krag lê in hom. Dis net hy, dat wanneer hy skuif, daar iets kan gebeur. Dis net wanneer hy beweeg, dat daar plek is om te kan wen, waar jy nodig het om te wen. Ons lees in Johannes die volgende. Jesus sê toe, en dis nou na die afspeel van 'n klomp goeie, sê toe, rol die klip weg, maar Martha, die suster, sy sê, meneer, hy ryk seker reeds, dit is nou al die 4de dag, het jy al 'n liggaam sien na 4 dae, wat hy nie meer lewe in het nie? As hy's besig om te begin ontbind, daar is 'n reukie, en jy glo my, jy wil nie in daai omgewing wees, as daai reukie uitkom nie. En die keer wanneer Jesus ons vra en vir ons die uitnodiging gee, en ek dink hierdie is die eerste praktiese stap, is reageer op die uitnodiging, maak nie saak hoe dom dit dalk mag lyk nie. Is Jesus se uitnodiging, sy stappe wat hy vir ons partykeer gee, lyk partykeer of dit, ons wees net eerlik met mekaar, dom kan wees. Dit lyk vir ons partykeer, nee, maar dit kan nie die antwoord wees op hierdie nie.
As U gesê het my huwelik gaan nie werk nie, hoe is die volgende stap wat ek moet vat om my lewe neer te lê en my vrou lief te hê sonder enige verwagtinge? Nee, maar as U gesê het om uit hierdie situasie uit te kom waar ek nie meer afhanklik gaan wees van enigiets nie, hoe is 'n uitnodiging na 'n AA-groep toe enigsins 'n stap nader aan hierdie? Ek het dit nie nodig nie. Inteendeel, dit gaan vir my meer voel of ek embarrassed gaan wees. Hoe is die volgende stap om saam met iemand te sit en te praat oor hierdie ding wat ek voel so hopeloos is in my lewe? Jesus nooi ons uit en sê, maar selfs wanneer jy voel, hierdie is 'n dom tree om te vat, wees gehoorsaam. Wat ons dink baie keer, hoop is 'n wens. Hoop is nie 'n wens nie. Is die praktiese formule van hoe hoop mag lyk, is die prentjie van 'n toekoms met 'n volgende tree. Dit is nie hoop as jy net sê, maar ek hoop dit lyk lekker en ek wil dit graag bereik nie. Dit is 'n wens om te sê, maar ek wens dit kon beter wees, of ek wou graag gehad het dit moet beter wees, maar daar's nie iets wat ek en jy gaan doen om daarop te reageer nie. Is baie keer wil ons net hê ons omstandighede moet verander en vir ons om hoop in ons lewe te kry, moet ons spasie maak vir die koning, en hoe ons spasie maak is, ons moet reageer op sy uitnodiging na die volgende tree toe. En partykeer is daai volgende tree vir jou iets wat regtig 'n stretch gaan wees en wat gehoorsaamheid gaan eis. Is om te sê, maar iets in my finansiële staat maak nie heeltemal sin nie, en dan is die uitnodiging, ek kan maar bring na my toe. Dink jy, maar Here, hoe maak dit sin? Ek kan nie eens dit bekostig om vir my brood te koop nie. Hoe is die volgende tree om te sê, maar ek moet begin saai in die koninkryk? Dit maak nie sin nie. Maar dis die punt. Is om te begin besef dat dit lê nie in ons eie krag nie. Dit lê in die koning wat moet skuif. Reageer op die uitnodiging, en ek het 'n gesprek gehad met iemand waarmee ek regtig besig is om 'n pad te stap, en ongelooflike baie respek vir die ou wat ek mee 'n pad stap en regtig dom besluite gemaak, dom goed aangevang. En in daai gesprek wat ons gehad het, ons sê maar om hierdie goed te doen waar jy op die oomblik is jy's besig om 'n battle te fight in jou kop wat jy nodig het om te herstel, en hoe hierdie goed te gaan herstel is jy het nodig om jouself vol te maak met die waarheid. Jy het nodig om goed te gaan neerskryf oor wie God sê jy is en wat jy moet begin glo wie hy sê jy is. En ek sê vir hom, doen hierdie net vir 21 dae, en dit was gebore, en uit daai gesprek uit wat ek met hom gehad het ek besluit, maar kom ons doen hierdie vir ons almal. En daar was nie 'n lang tyd terug 'n uitnodiging gewees om vir 21 dae te gaan en te sê, maar wie sê God is jy? En gaan vir 21 dae en gaan doen hierdie. Nou kan ek vir 'n oomblik eerlik wees? Ek het dit nie gedoen nie. Maar dit help seker nie net ek is eerlik nie. Daar was van ons wat hier gesit het wat dit ook nie gedoen het nie. En vanaand sit jy hier en jy het hoop nodig, jy het nodig om 'n skuif te maak, maar die uitnodiging wat keer en keer op ons tafel val, skuif ons een kant toe, want is dom. Ons sien nie die nut aan die tree wat ons moet vat nie. So hoeveel keer moet God kom en sy uitnodiging strek? Vir ons om te besef dat God werk nie op menslike maniere nie. Dis nie nodig vir dit altyd om sin te maak nie. Dis nie nodig vir dit altyd om logies te wees nie. Dit moet net in sy wil wees. Vir dit om 'n skuif te, vir ons om hoop te beleef. En dit vind plaas in 'n praktiese uitnodiging, 'n volgende tree wat ek en jy moet vat. Die volgende stap sien ons gaan verder en in Johannes 11 vers 21 en ek wil eintlik teruggaan na die gedeelte toe want hierso lê 'n groot geheim in wat ek en jy moet besef. Is Martha het vir Jesus gesê nadat hy daar aangekom het en hierdie is vir my so mooi en hier is amper net 'n eintlik 'n spreekbeeld van hoe ongelooflik haar geloof was in wie Jesus was want sy het dit gesien, sy het gesien hoe hy genees. Martha sê toe vir Jesus, Here, as iemand net hier was, sou my broer nie gesterf het nie. En dan die volgende gedeelte, maar selfs nou nog weet ek dat God aan u sal gee wat u ook al aan hom vra. Dat selfs nou al is Lazarus nie meer nie en dis nie eintlik waarna sy gesmag het nie, dis nie eintlik die wenk wat sy daar buite gesê het om sê Here maar enigiets wat u vra sal gebeur nie, selfs in 'n oomblik waar sy glad nie weet wat die volgende tree in haar eie lewe mag wees nie.
Getuig sy. En sê, maar Here, die waarheid is, U bly God. Die waarheid bly dat U is die een wat in beheer is en daar is nie iets in my lewe wat sal gebeur wat U nie van weet nie. So die vraag eintlik maar is, hoe baie herinner jy jouself aan wat die waarheid mag wees? En dit is baie moeilik om jouself aan die waarheid te herinner as jy nooit tyd saam met die waarheid spandeer nie. Ek weet baie keer klink dit soos 'n plaat wat herhaal om te sê, maar kom by jou Bybel uit. Lees die woord. Ek weet, dit klink so vervelig. Maar dit werk. Want wanneer ons onsself herinner aan wie God is en wat hy gaan doen en saam met 'n gemeenskap bymekaar kom waar mense getuig van hoe goed hy is en hoe hy in hulle lewe deurgekom het, gee dit vir my jou nie net 'n mooi prentjie nie. Dit gee vir ons 'n volgende tree. Te sê, Here, maak nie saak hoe dood jou situasie mag lyk nie. God kan daai optel. En hy kan daai weer lewendig maak. Hy kan reageer en dis wat ons presies sien wat gebeur hier in die laaste gedeelte van vers 42 tot 44. Ek weet dat U altyd na my sal luister en hy's besig, Jesus is besig om met God te praat. Tog het ek dit gesê ter wille van die skare wat hier rondom ons staan. Dat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, het hy 'n kragtige stem uitgeroep, Lazarus, kom uit. Weer eens. Ek's 'n prentjie mens en ek het so klein bietjie van The Chosen gekyk, so ek het hierdie prentjie sien uitspeel. Weet jy hoe vreemd moet dit lyk? Vir iemand om 'n graf weg te rol en dan te sê, Lazarus, kom uit. Ek dink baie mense daar gestaan en dink, hierdie ou, ek het julle gesê hy is mal. Hierdie ou is nie normaal nie. Maar baie keer wanneer 'n situasie so dood lyk, so hopeloos lyk, en een stap van gehoorsaamheid, een tree van boldness, een tree van waagmoed, sien ons hoe God werk en ons beleef die volgende en ons sien wat hier gebeur in die storie. Die dooie het uitgekom. So dood dat sy voete en sy hande nog toegedraai in doeke en sy gesig nog verbind is met die kopdoek. Jesus sê vir hulle, maak die doeke los en laat hom gaan, asof dit net 'n normale dag is in die hemel. En hier moet ons elkeen besef, dit maak nie saak hoe dood jou situasie mag lyk nie. Maak nie saak in waar jy jouself bevind nie, God is nie geïntimideerd deur wat jou situasie mag inhou nie. En selfs al sit jy en hier is die waarheid, hier is die gedeelte waar ons almal moet inlê en besef, selfs al kom Jesus nie deur nie. Die geloof van Martha om te sê, maar Here, selfs dan sal ek weet dat U is die Messias. Selfs al is hierdie ding wat ek die meeste wil hê, selfs al wil ek genesing in hierdie oomblik hê, selfs al is dit die enigste ding wat my laat aangaan, en dit gebeur nog steeds nie, besef ek, dat niks verander oor die feit dat U gesterf het, en dat U self opgestaan het. En al val my fisiese wêreld uitmekaar uit, al werk my finansies nie heeltemal uit nie, al is my huwelik op die rotse, al werk die situasie rondom verslawing en al hierdie goed wat ons terughou van 'n lewe wat vol is en ryk is en naby aan God is, al werk dit nie heeltemal op die oomblik so uit nie. Sê Jesus, maar ek het nog steeds, ten spyte daarvan, die prys betaal vir ewige lewe. So waar lê jou hoop? Dis die eenvoudige begin soos vir my, as hoop sal baie keer lê in die materialistiese. Om te sê, maar daarom het ek die sekuriteit van 'n sekere hoeveelheid geld wat op my bankrekening mag lê. Vir my is dit om te sê, maar dis hoe my situasie lyk rondom my sekuriteit, rondom wie my identiteit is, gevind in my werk, meer as wat dit is in wie ek gemaak was om te wees. Is ten minste doen ek my werk en ten minste by my werk het ek waarde en mense kan vir my sê, mooi, jy's so oulik, maar op die ou einde, maak dit nie saak hoe mooi jou werk mag wees nie, maak nie saak wat se persoon en wat se daardie mag doen nie, op die ou einde, almal van ons is 'n kind van die Here voordat ons enigiets is, bo 'n werkstitel. So waar plaas jy jou hoop? Want as dit nie in Jesus is nie, wat ek vir jou wel kan sê, is daar gaan 'n dag kom wat almal van ons se mat onder ons uitgeruk word. En wanneer daai dag kom,
kan ek jou waarborg, Jesus sal daar wees om jou te vang. Hy sal die een wees wat almal na kyk en dink, hierdie is die weirdste ding, en hy sal sê, Lazarus kom uit. Hy sal jou uitroep uit jou situasie uit. Maar jy het nodig om gehoorsaam te wees aan dit wat hy jou vra. Jy het nodig om jouself te herinner aan die waarheid, dat nie een ding waarin jy jouself bevind, of nie een plek waar jy jouself nou is, dat God nie 'n weg vir jou gemaak het nie. En dat hy klaar die prys betaal het vir daai nie. So wat ook al jou situasie is, hier is die bottom line. Jesus het betaal vir jou siel. Meer hoop as dit, is daar nie. Waarin plaas jy jou hoop? Is dit in 'n status? Is dit in 'n rekening? Is dit in 'n verhouding? Of is dit in die almagtige God wat enigiets kan doen? Kom ons sluit ons so. Here, soms kan ons by 'n situasie staan wat so dood mag voel. Wat voel of die lewe ons so hard geduik het. Al die ligte is uit. Die enigste oplossing is vir ons baie keer om net heeltemal weg te val. Ja, as ons dood eerlik moet wees, van ons voel of die oplossing is om net nie meer te bestaan nie. Vir van ons mag die oplossing wees om weg te kruip agter 'n sekere middel of 'n sekere wegbreek wat ons weet nie gesond is vir ons nie. Maar voor een ding wat ons weet, is wanneer ons kyk na die storie van wat in Johannes afspeel, wanneer ons kyk na die storie van Lazarus, wanneer ons kyk wat daar gebeur het, Here, kan ons help om te sê dat U is die God van die heelal. U is die almagtige een. Daar is nie iets wat U nie kan doen nie. En U het klaar die prys betaal. En Here, van ons sit hier en van ons is nie eens heeltemal seker of ons in die geloof nie, maar na dit wat ons gehoor het, is daar van ons wat daai besluit wil maak om sê, maar Here, ek wil my hoop in U plaas. Ek het nodig om te weet dat as ek eendag moet sterf en ek eendag moet gaan, dit as alles platval en daar is nie meer 'n lyntjie om op te leef nie, dat U my sal vang in die ewigheid. Dat U my sal ontvang in die poorte van die hemel in en dat ons vir ewig saam met U sal wees. So as jy sit en dit is jy. Jy hoef nie jou hand op te steek nie, jy hoef nie op te staan of enigiets soos dit nie. Jy kan net daar, net soos wat jy daar sit, sê Here, dis ek. Ek het nodig om my hoop in U te plaas vanaand. Dat al werk niks uit nie, weet ek, U sal my vang. En U het my. Here, dankie. Nee, dankie vir elke persoon wat die besluit gemaak het. Here, dankie dat U jare terug, duisende jare terug, die prys betaal het wat nie een van ons kan betaal nie. En dat die hoop wat ons het, is nie gevind in enige omstandighede of in enige iets wat ons kan vashou of in enige verhouding nie. Here, die hoop wat ons het, is in die Skepper van die heelal. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. So die uitnodiging is eintlik eenvoudig. Wanneer lewe jou slaan, is die uitnodiging, blaas jou hoop in hom. Dis prakties, dis nie net 'n prentjie nie, dis 'n volgende stap wat ek en jy kan vat. En terwyl jy besig is om te stap, terwyl jy besig is om te loop, herinner jouself aan die waarheid van wie God is. Dat hy altyd daar sal wees. En as jy nodig het om met iemand te gesels of saam met iemand te bid, wil ek jou vra asseblief, kom gesels met ons. En ons sal graag saam met jou wil bid en saam met jou in hierdie spasie waar jy jouself mag vind, wil journey. Mag jy 'n geseënde aand hê. Ons gaan volgende week aan met die reeks vir die volgende 2 weke. Asseblief moet dit nie mis nie. Sien regtig uit daarna. Geseënde aand. Goed gaan. Totsiens.